Here, U is genadig en barmhartig, lankmoedig en vol liefde. Amen. Geliefdes, die genadige en barmhartige God, die Here, lankmoedig en vol liefde, groet vir julle met die woorde genade en vrede vir julle. Amen. Kom ons bid saam. Here ons Here, waar ons vanoggend weer die vrymoedigheid het om U woord oop te maak, U woord te oordenk, kan ons maar net vra dat U met ons sal praat, dat U vir ons sal aanraak, dat U vir ons nie net disippels sal maak nie, maar disippels wat waarlik hier uitgaan en waarlik 'n verskil gaan maak. Raak vir ons aan deur U woord. Ons bid dit in Christus se naam. Amen. Geliefdes, die woord van die Here kom tot ons uit die boek Jona. Jona, hoofstuk 3, die laaste vers, maar dan spesifiek hoofstuk 4. Nou die feit is, ons ken die geskiedenis van Jona, die verhaal van Jona. Jona wat geroep is, Jona wat gevlug het, wat selfs bereid was om dood te gaan, sodat hy nie sy roeping hoef uit te leef nie. Hy word gered, hy gaan weer 'n keer op grond van sy roeping, kom hy uiteindelik by Ninive en hy doen wat God hom beveel het om te doen. En dan gebeur daar 'n wonderwerk, dit gaan ons net nou sien. En dit is nou waar ons ook met die skriflesing begin. Nadat Jona gepreek het, sy kort preek, van om te sê, oor 40 dae gaan hierdie stad vernietig word, kom die hele stad, met koning en al, tot bekering. En nou sê hoofstuk 3 vers 10, toe God sien wat hulle doen, en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp, wat hy gesê het hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Dis God se genade. En nou gaan ons nou hoofstuk 4 toe. Daar waar daar geskryf staan, hoofstuk vers 1, hieroor was Jona baie ontevrede en hy het baie kwaad geword. Hy het tot die Here gebid en gesê, ag Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsis toe gevlug. Ek het geweet U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. Laat ek nou maar sterf, Here, want dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Toe vra die Here vir Jona, het jy rede om kwaad te word? Jona is toe uit die stad uit. Hy het oos van die stad gaan sit en vir hom 'n skerm gebou. Hy het daaronder in die skaduwee gaan sit om te sien wat in die stad gebeur. Toe laat die Here God 'n komkommerplant opkom, en dit het bo oor Jona gerank om skaduwee te gee vir sy kop en om hom van sy misnood te bevry. Jona was baie bly oor die komkommerplant. Die volgende môre met dagbreek laat God toe 'n wurm kom, en dit het aan die komkommerplant gevreet, sodat dit verdroog het. Toe die son opkom, het God 'n skroeiende sterk wind uit die ooste laat waai. Die son het vir Jona op sy kop gesteek en hy het baie swak geword en gewens om maar liewer te sterf. Hy het gesê, dis vir my beter om te sterf as om te lewe. Toe vra God vir Jona, het jy rede om kwaad te word oor die komkommerplant? En Jona antwoord, ek het rede genoeg. Ek is besig om te sterf. Die Here het vir Jona gesê, jy is besorg oor die komkommerplant waarvoor jy nie gewerk het nie en wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom en oornag is dit dood. Maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie, 'n stad waarin daar meer as 120.000 mense is wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en ook nog baie diere. Net tot daar. Geliefdes, ons praat vanoggend so 'n bietjie oor die tema belydenis en werklikheid. Jona wat hier 'n belydenis uitspreek en Jona wat nie bereid is om in te val by sy belydenis nie.
Hy bely dat God genadig en barmhartig is. Maar hy is kwaad wanneer God genadig en barmhartig is. Die boek Jona en ook die tyd van die jaar waarin ons is, die fokus op Christus se offerdaad in lydenstyd, by sy kruisiging, wil vir ons net een ding laat hoor en laat sien en laat beleef. En dit is hoe wyd en diep God se liefde vir die sondaar is. En nou, in hoofstuk 4, nadat Nineve tot bekering gekom het, vat God dit so bietjie verder, sodat Jona self uiteindelik 'n boodskap word vir die volk en vir ons vandag. Dit bring ons te staan voor 'n paar vrae. Jona kom staan met ander woorde voor ons om selfondersoek te doen. Met die vraag van, hoe dink ons oor God? Hoe dink ons oor God se genade? Hoe sien ons onsself as verloste kinders van God? Word my verloste lewe 'n werklikheid? Of bly dit net by 'n belydenis? Ons sou dit ook verder kon vat om te sê, is my geloofslewe net 'n Sondag geloofslewe? Of word dit wat ek hier op 'n Sondag kry, uitgedra in die werklikheid van my lewe in? Word dit wat vir my gegee word, die inhoud van my geloof, is ek bereid om dit te gaan uitleef elke dag. Ons sou dit ook kon sê, God praat, hoe reageer ons? Hier in Nineve kom die mense tot bekering, nadat God gepraat het, en hulle het ware berou. God reageer hierop met sy reddende genade. Sy liefde is groter as wat 'n mens ooit kan verwag. Sy liefde werk anders as wat ons as mense dit sou verwag. Paulus sê op 'n stadium, dis bokant ons begrip. Wat is Jona se reaksie? Hy's kwaad, dit weet ons nou al. In hoofstuk 2, waar dit oor sy eie redding gaan, sing hy 'n loflied. In hoofstuk 4, waar 'n klomp heidene gered word, word hy kwaad. Vir die Jode van daai tyd en vir ons is dit 'n ernstige oproep. Jy is God se volk. Ons is God se volk. En dis wonderlik om dit te kan bely, en dis wonderlik om dit te kan weet. Hoekom is ons sy volk? Want hy is genadig en barmhartige. Op grond van sy genade en barmhartigheid is ons sy volk. Ons het dit nie verdien nie. En dis wat Jona moes leer. Ons is nie van selfsprekend volk van God nie. Christus het 'n lydenspad geloop. Christus het 'n sterwenspad, 'n offerpad geloop. Christus het opgestaan, sodat ons sy volk hier op aarde kan wees. Daarom, wanneer God se woord na ons kom, hoe reageer ons? Soos Nineve? Laat God toe om ons lewens totaal om te draai? Het berou? Gaan leef uit dankbaarheid teenoor God? Of, soos Jona, gun ons God se genade, sy liefde vir die mense verder as onsself. Jona spreek hier 'n belydenis uit wat 'n paar keer in die Bybel voorkom, ten minste 8 keer. Maar hy doen dit nie met die sekerheid en vreugde dat hy weet waaroor dit gaan nie. Hy doen dit as 'n verwyt aan God, 'n suur verwyt. As God hom maar net in Palestina wou los, dan kon hy nog lekker aangaan met sy godsdienstige lewe. Kon hy die gebedstye nakom, kon hy na die tempel toe gaan en. En hy kan sê, ja, ek weet, redding kom net van God af. Maar wanneer dit verder as hy self gaan,
dan word hy ontnigter. Want nou pas God nie meer mooi by sy prentjie in nie. God kyk verder as die versamelde gemeente. God kyk ook na die wêreld daar buite. Dis vir God belangrik dat die wêreld uiteindelik vir hom sal eer. Jona het 'n bietjie vergeet dat hy self deel is van God se genade. Hy het dit selfs letterlik ervaar toe God hom as ware uit die dood uit teruggebring het. Hy het nog binne in die vis het hy al 'n loflied gesing en 'n dankgebed opgesê. En dan kom die vraag na hom toe, het jy rede om kwaad te wees? Sien jy nie raak dat God jou gered het, uit die dood uit gered het, maar jou ook wil gebruik nie, sodat jou redding ook redding vir ander mense kan word. Jy is nie net uitverkies ter wille van jouself nie, Jona. Jy is nie net uitverkies ter wille van jouself, gemeente van Montana nie. Jy is uitverkies ter wille van God se eer, ter wille van God se groter plan, ter wille van God se koninkryk. En daarom die oproep na ons toe. Sien dit, voel dit, erken, God is vir jou persoonlik goed. En dis nie waar dit ophou nie. Hy is vir ons persoonlik goed, ons verdien dit nie, maar dit moet verder gaan. As ek dit gryp, as ek daaraan vashou, dan gaan leef ek 'n lewe van dankbaarheid. Dan gaan leef ek 'n lewe wat anders lyk, nie net vir my geloofsgemeenskap nie, maar vir die wêreld daar buite. En daarom word dit dan ook ons roeping. Wees gehoorsaam aan jou roeping, sê hy vir ons. Laat jou sondagbelydenis nie leeg wees nie, maar laat dit 'n werklikheid word in jou weeklewe. Hoor, ja, wonderlik, hoor dat God geduldig is. Hy wil met Jona praat, maar Jona wil nie praat nie. Hy wil met my en jou praat. Is ons bereid om te hoor en te antwoord? Nie maar net in woorde nie, maar ook met ons lewens. Sien ons die klein boompies raak, wat God laat opskiet, om die lewe vir ons geriefliker te maak? Of sien ons net die swaar krytye raak, en dan word ons kwaad vir God, sonder dat ons rede het daarvoor? Die feit van die saak is, daai boompies verdwyn. Die lewe is nie altyd maklik nie. Vir Christus was dit glad nie maklik nie. Die feit van die saak is, ons moet deur alle omstandighede die eer aan God bring. Hier is dit maar 'n klein dingetjie uit God se skepping. En wanneer dit oor homself gaan, verheug hy hom in God se genade. Maar wanneer God medelee met ander mense deel, word hy woedend. Is hy nie bereid om deel van God se plan te wees nie. Hy's kwaad dat 'n boompie van hom af weggevat word. Nou ervaar hy nie meer God se seën persoonlik nie. En hy sit daar op die heuweltjie en hy kyk af en hy wil graag hê God se plan moet verander. God moet uiteindelik doen wat hy gesê het hy gaan doen. En dan gebeur dit nie. En dan word hierdie 'n oop verhaal. Die boek sluit af met 'n oop vraag. As 'n mens dit gaan lees, kom jy agter, hy kom voor ons staan, sodat ons ook vir onsself die vraag moet vra, wat maak ek met hierdie wonderlike genade, hierdie wonderlike versorging van God, wat hy vir my gegee het? Is ek en jy bereid om dit verder te vat? Of wil ons soos Jona maar op 'n hoopie gaan doodgaan in die woestyn? Geliefdes, God gee ons sy genade. Dit bewys hy en dit wat Christus vir ons kom doen het. Daarom wees verseker en gaan leef met krag jou belydenis uit.
en wees royaal met die uitdeel van dit wat God vir jou gedoen het. Wanneer ons die seën aan die einde van die diens uitspreek, dan gaan dit daaroor dat ons dit nie net self ontvang nie, maar dat ons ook 'n seën vir die wêreld rondom ons moet word. Gaan leef jou belydenis so uit, dat die omgewing waar jy leef, die omgewing waar jy beweeg, hemel op aarde word. Amen. Dankie Here vir u groot genade. Dankie dat ons deel kan wees van u plan hier op aarde. Help vir ons, geef ons die krag om dit te gaan doen. Geef ons die onderskeidingsvermoë, geef ons die wysheid, die insig, geef ons die regte woord, maar geef vir ons die moed om kragtig ons geloof te gaan uitlewe. Dankie dat ons dit van u mag vra. Dankie dat ons dit ook kan gaan doen. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan wees 'n seën vir die wêreld rondom jou. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly. Amen.